Goeiemôre almal. Ja, die herfst kom nader, sal die einde van die tweede maand, en ek hoop dit gaan goed met almal. En ons lees vandag uit 1 Konings 19, vanaf vers 1 tot 18, en ons preektema is onder die besembos. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie vir gespaarde lewens. Dankie dat U goed is vir ons. Ja, Here, U doen baie keer nie met ons wat ons baie keer verwag ons ander goed, en dan doen U ander dinge wat ons nie verwag nie, maar ons wil by U wil berus. Ek wil vir U dankie sê dat U mense bewaar het. Mense wat in lewensgevaarlike situasies was, het U gered. Here, baie dankie dat ons hier kan saam wees, met die woord voor ons oop, en wil U saam met ons wees in hierdie tydjie waar ons gaan kyk na U wonderwerke. Amen. 1 Konings 19, vers 1 tot 18. Nou, die geskiedenis werk nou so dat Elia en die profete van Baal was op die berg Karmel. Daar was droogte. Baal het nie geluister na hulle versigtiging om die vuur aan te steek nie. Toe steek die Here dit aan, daar kom 'n wolkie, die reën val en van die Baal-profete word doodgemaak, en toe kom hierdie verhaal by Jezebel uit. En nou lees ons verder. 1 Konings 19 vanaf vers 1. Toe Agab vir Jezebel alles vertel wat Elia gedoen het en hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het, stuur Jezebel die boodskapper na Elia om vir hom te sê: mag die gode my swaar straf as ek nie moorde teen hierdie tyd jou lewe maak soos die lewe van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaak en uit vrees vir sy lewe pad gegee. Toe hy in Berseba, wat in Juda behoort, aankom, het hy sy dienaar daar gelaat. Hy self het egter die woestyn ingegaan, 'n dagreis verder aangekom, het hy onder 'n wilde wit besembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê: dit is nou genoeg, Here, neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê en in slaap geraak onder die enkele wit besembos. Skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê: staan op, eet. Toe hy rondkyk, is daar sowaar by sy kop 'n roos, 'n koek op gloeiende kole gebak en 'n fles met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê, maar die engel van die Here het 'n tweede keer teruggekom, om aangeraak en gesê: staan op, eet, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink. Met die krag van daardie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte geloop, tot by Horeb, die berg van God. Daar het hy in 'n grot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê: wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord: ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het die verbond verlaat, die altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Maar hy sê: gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan. Daar was 'n geweldige sterk wind wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. En die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, en die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar vuur, en die vuur was die Here nie.
Na die vuur was daar 'n sagte gesuig. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar 'n stem wat hom vra, "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord, "Ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte. Want die Israeliete het die verbond verlaat, die altare het hulle afgebreek, en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem." Toe sê die Here vir hom, "Gaan terug op jou pad deur die woestyn na Damaskus. Wanneer daar aankom, moet jy Hazael as koning salf oor Aram. Jehu seun van Nimsi moet jy salf as koning oor Israel. En Elia seun van Safat uit Abel-Mehola moet jy salf as profeet in jou plek. Wie aan die swaard van Hazael ontkom, jy sal hom doodmaak. En wie aan die swaard van Jehu ontkom, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek het in Israel 7000 laat oorbly. Dit is al die knieë wat nie voor Baal gebuig het nie, en elke mond wat hom nie gesoen het nie." Ek lees net tot daarso. Elia onder die besembos. Nou, ekskuus. Elia se lewe is 'n lewe vol hoogtepunte en laagtepunte. Ons lees in hierdie gedeelte dat sien ons Elia staan, of ons weet voor die tyd, Elia was op die berg Karmel. Vuur val uit die hemel uit en die volk roep, "Die Here, hy is God." 'n oomblik van oorwinning, van krag, van triomf vir Elia en die volk. En dan, na hierdie geweldige triomf, een hoofstukkie later, is hy alleen in die woestyn. Nie onder 'n berg nie, maar onder 'n struik. Nie omring deur 'n skare nie, omring deur stilte. Nie vol geloof nie, nie vol moed nie, vol moedeloosheid. Moedeloosheid sit hy onder 'n wit besembos. Die Hebreëse woord is rotem. Dit was nie 'n groot boom met koeldiep skaduwees nie. Die wit besembos was so lae droëstruik wat skaars genoeg skadu gegee het om onder hom te sit. En dit groei in harde en dorre landskappe. Wit besembos is 'n plant van oorlewing. En onder hierdie karige struik lê Elia. En hy sê, "Dis nou genoeg, Here. Neem my lewe. Ek is klaar." Maar wat het gebeur? Hoe beweeg 'n mens van vuur uit die hemel na doodswense in die woestyn? Want baie mense dink dat groot geloofservarings, groot wonderwerke, maak ons immuun teen moedeloosheid. Maar Elia leer ons anders. Elia was gehoorsaam, hy was dapper. Hy het vir God teen 450 Baal-profete teen 450 Baal-profete laat opstaan. En toe bedreig een persoon hom, Isabel. Miskien omdat sy vrou is, ek weet nie. En hy vlug. Jy sien, sterk geloof en groot wonderwerke maak jou nie minder mens nie. Ja, selfs die grootste profeet kan uitbrand. Selfs die dapperste gelowige kan bang word. Selfs iemand wat vuur gesien het, kan later duisternis beleef.
Miskien sit jy ook vanoggend onder 'n besembos, emosioneel uitgeput, geestelik moeg, innerlik leeg. Dan is hierdie verhaal vir jou. Wat tref ons heel eerste in hierdie gedeelte? In sy moedeloosheid kom God nie en berus vir hom nie. Die Here sê nie, hoe durf jy so praat na alles wat ek vir jou gedoen het nie? Nee. God stuur 'n engel. Die engel raak hom aan. Daar lê brood op die klippe. En die engel sê, staan op en eet. Daar's water. God gee nie 'n preek nie. Nie 'n teregwysing nie. Nie 'n teologiese les nie. Hy gee kos, water, slaap en rus. Dis wat hy gee. Ja, die eerste antwoord op Elia se depressie is nie 'n argument nie. God versorg hom. En soms is die beste ding wat ons kan doen, is rus. Want God verstaan liggaamlike uitputting. God weet dat ons nie net siele is nie, maar ook liggame. En soms word geestelike wanhoop versterk deur fisiese moegheid. En daarom kom God nie en hy leer eers vir Elia les nie. Hy leer hom nie iets nie, hy kom gee hom kos. En met daardie kos reis Elia 40 dae en 40 nagte tot by die berg Horeb. 40 dae sien ons in die Bybel is 'n wagtyd, is 'n oorgangstyd, dis 'n suiweringstyd. 40 jaar in die woestyn. 40 dae was Jesus in afsondering. En dan kom Elia by 'n grot. En daar vra die Here vir Elia, wat maak jy hier? Dis nie 'n beskuldigende vraag nie. Dis 'n vraag, Elia, maak jou hart oop. Maak jou hart oop en dan antwoord Elia eerlik. En hy sê, ek het my met ywer vir u beywer. En nou soek hulle my lewe. Ek is alleen, ek is 'n mislukking, alles is te vergeefs. En toe gebeur daar iets merkwaardigs. Daar kom 'n geweldige wind. Maar die Here was nie in die wind nie. Daar kom 'n aardbewing, maar die Here was nie in die aardbewing nie. Daar kom 'n vuur, maar die Here was nie in die vuur nie. En toe 'n sagte fluistering. Letterlik in Hebreëus, 'n stem van fyn stilte. En dit het Elia laat besef dat God werk nie net in dramatiese oomblikke nie. Die God wat vuur stuur, is ook die God van stilte. En ons soek baie keer God in die vuur, in die spectacular, in wonderwerke, in tekens, in dramatiese deurbrake. Maar soms kom hy as 'n fluistering. Nie oorweldigend nie, nie vernietigend nie, sag. En Elia bedek sy gesig, want hy weet, God is hier. Die besembos, waar hy gesit het om te sterf, die plek van sy breekpunt, word 'n plek van ontmoeting. Ja, die besembos was nie net 'n plek van wanhoop nie, dit was 'n heilige plek. Want dit is waar God met hom weer begin werk het. En ons dink baie keer, God werk net op Karmel, op hierdie groot plekke, op die berg van sukses. Maar partykeer doen hy sy diepste werk in die woestyn. Daar waar jy op jou eerlikste is.
Daar waar jy niks het om voor te gee nie. Daar waar jy nie hoef sterk te wees nie. God wag nie dat jy nou ewe skielik jy moet reg voel om sterk te wees voordat hy jou kan gebruik nie. Hy ontmoet jou in jou gebrokenheid. En daarom, as jy vanoggend gebroken voel, God steek sy hand uit na jou toe. Hierdie verhaal leer ons, dit is moontlik om groot te geloof te hê, maar tog moeg te wees. Tweede plek, God se reaksie op uitputting is sagtheid. Stilte is heiliger as die vuur. En die vierde plek, ons is nooit so alleen soos ons dink nie.